Goeiedag en wat 'n heerlike voorreg om weer saam met jou te kan kuier. Hier op dag 354 en die tema van vandag is wees gereed. Matteus 24 vers 42. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. God se waarheid is nie altyd gemaklik nie, maar dit is altyd bevrydend. Wees gereed. Veronderstel dat jy gisternaand gedroom gehad het dat Jesus oor 'n week gaan terugkom en dat dit die einde van die wêreld gaan wees. Jy het vanoggend opgestaan en jou vrou het jou vertel dat sy ook dieselfde droom gehad het. 'n Familielid bel jou en vertel dat hulle ook die droom gehad het. Jy sit die TV aan en op die nuus vertel hulle dat daar 'n engel in Jerusalem bo die tempel verskyn het en gesê het dat Jesus oor 'n week gaan terugkom. Wat sou jou reaksie wees? Sou jy jou laaste week op aarde net so geleef het as wat jy besig is om die week te leef? Ewe skielik sou 'n klomp dinge wat nou vir ons belangrik is, glad nie meer vir ons belangrik gewees het nie. Hoekom nie? Want dit is dinge wat nie oor 'n week meer belangrik gaan wees vir jou en almal rondom jou nie. Maar sê nou net, jy praat met sommige mense by die werk en elders en hulle maak dit af, want hulle het nie die droom gehad wat jy en jou vrou gehad het nie. Wat sou jy dan doen? Ek glo, jy sou alles in jou vermoë gedoen het om hulle wakker te skud en te oortuig. Dit is omtrent wat Jesus op die Dinsdag voor Paasfees gedoen het. Hy het besef die tyd loop uit en daarom het hy kaalkop die waarheid gepraat, sonder om doekies om te draai. Jesus en sy disippels het weer vroegoggend van Betanië af Jerusalem toegestap. Op pad het hulle by daardie vyeboom verbygestap wat hy die vorige dag vervloek het, omdat dit geen vrugte gedra het nie, net blare. Die boom was heeltemal verdorf van die wortels af. Petrus was verbaas en Jesus het rustig gesê: "As julle geloof het en nie twyfel nie, sal alles wat julle in gebed vra gebeur." Dit was 'n baie groot les. Geloof sonder vrug is dood. Net soos daardie boom kan ons kerk toe gaan, mooi praat en selfs Here, Here sê. Maar as daar geen ware vrug in ons lewe is nie, is dit leeg. Toe hulle by die tempel kom, het die godsdienstige leiers reg gestaan om hom in 'n hoek vas te druk. Elke keer het Jesus hulle uitoorlê en toe trek hy die grof geskit. Nie om te veroordeel nie, maar om in liefde hulle te probeer wakker skud. 7 keer sê: "Wee julle." Wakker word woorde wat hy oor die skrifgeleerdes en fariseërs uitgespreek het. Hy het hulle witgepleisterde grafte vol doodsbeendere genoem. Jesus het hulle gewaarsku omdat hy omgegee het. Hy wou hê hulle moes wakker skrik en tot inkeer kom. Toe hulle by die tempel uitstap, het hy vir die disippels vertel hoe die tempel vernietig gaan word. Hulle het op die Olyfberg gaan sit met 'n uitsig oor die tempel en die disippels het gevra: "Wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die tekens van u koms en van die volëinding van die wêreld?" Jesus het gesê: "Daar sal oorloë, hongersnood, aardbewings en al hierdie dinge wees." In kort was Jesus se boodskap op daardie Dinsdag: Hou op voorgee en sorg dat jy gereed is. Dra vrug. Waarheid sny nie om te breek nie, maar om te genees. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om te glo in 'n lewe na die dood en dat Jesus weer gaan terugkom soos hy beloof het? Wat dink jy kan ons doen om gereed te maak vir Jesus se terugkoms? Hoe gaan jy vandag begin om so te leef dat ander Jesus in jou sal sien en na jou sal wil luister? Here Jesus, dankie dat U vandag net so duidelik soos daardie Dinsdag met elkeen van ons praat.
Help my om nie net blare te hê nie, maar werklik vrug te dra in my lewe. Leer my om waaksaam en gereed te wees en elke dag so te leef asof dit my laaste dag op aarde is. Amen. Mag jy ook in jou vandagse lewe Jesus se hand op jou skouer voel, want hy is by jou. Liefde groete, Sjaal.